Goeienaand, baie lekker om saam met jou te kuier op 'n Sondag aand. So lê die hele week voor ons in Junie. En kan jy glo ons is in 'n nuwe maand, ons is in die helfte van die jaar. En glo dat jy het een besonderse naweek agter die rug. En baie welkom en geniet vanaand se uitsending saam met my. My gebed vanaand vir jou is ook dat hierdie ook vir jou sal inspireer en vir jou sal 'n openbaring bring rondom verhouding, rondom huwelik. Ja, terwyl ons inskakel, ek kyk net hierso terwyl ons op TikTok. Baie Renie, baie lekker om julle almal saam te sien. Rian, lekker om vanaand saam met julle ook te kuier en glo dat vanaand ook 'n besonderse sessie gaan wees. En vir jou op TikTok wat nou ingeskakel is, baie welkom. Mag jy ook vanaand een besonderse blessing uit die hand van die Here ontvang. Nou ja, hierso in Frankfurt, môreoggend vroeg weer op pad terug Pretoria toe. Dit is lekker koud gewees hier naweek. En ek is opgewonde oor 'n nuwe week hierdie maand. Oor 2 weke vlieg ons Israel toe. En ja, is altyd iets besonders op my kalender. En elke keer ek sê Vrydag aand vir die bure, sjoe, elke keer as ek Israel toe gaan en ek vlieg terug en ek sit op daai vliegtuig, vir so 'n paar dae is dit soos asof jy nie aan iemand kan verduidelik hoe dit was nie, want jy kom net so anders te terug. Die kere wat ek gegaan het, ja, was net elke keer, jy weet, daai besonderse intiemheid wat jy met God beleef. Nou ja, jy en ek is bevoorreg om vanaand so saam te kan kuier om die woord te kan hê. En vanaand, ja, is dit vir my lekker om weer eens begin van 'n nuwe week, so met jou tyd te kan spandeer in die woord. Kobus, uit Louis Trichardt uit, ja, goeie vriend, ons het al 'n pad gestap. Ek is bly om jou vanaand te sien ingeskakel het, en vir elkeen op TikTok ook, baie welkom. Mag vanaand ook vir jou sommer maar net 'n openbaring wees. Ek wil begin om te sê dat vanaand se sessie is nie net 'n sessie oor wat sommer maar net afgerammel is of wat sommer maar net geskryf is nie. En ek dink baie keer, jy weet, gaan nie deur jou eie emosies en jy ervaar wanneer jy met mense praat dinge en jy gesels met mense in berading en dan daarna dan besef jy, hierdie moet ek onthou. En dan môre oor môre kom jy self in omstandighede, dan onthou jy dit. Ek is geneig om hierdie goeters, ek hou altyd my foon naby my, soos die Bybel is op my, jy weet, op my foon, en as ek iets lees of iets hoor, dan tik ek dit in en ek save dit, want jy weet, jy kry mense op jou pad wat jy altyd mee iets kan deel. Ek dink, jy weet, in die laaste 34 jaar wat ek die Here dien, is God nog altyd getrou gewees en nog nooit, jy weet, my teleurgestel en verlaat nie. Dis ons wat die Here altyd verlaat en teleurstel. Vir jou op TikTok en op Facebook, is baie lekker om saam met julle almal op ons aanlyn kerk vanaand te kan kuier en wees geseënd en mag vanaand ook, terwyl ek praat oor ons lewe in 'n kitswêreld, alles kan omgeruil, teruggegee en opgegradeer word. Ons het hierdie week, vandag kan jy so baie dinge, jy kan feitelik alles koop aanlyn en dan binne 'n paar dae, dan word dit sommer by jou huis afgelaai. So lewe in 'n gemaklike tyd. En vanaand wil ek ook sommer maar net terwyl ons, jy weet, so stil staan, begin om sommer saam met jou te bid. En vanaand wil ek Here baie dankie sê dat U ons eerste lief gehad het. En by vanoggend se boodskap om te kon besef U hart as God
wat U vir my instoor het, wat U vir elkeen van ons instoor het, en mag vanaand ook so ons U beleef in al die eienskappe van die liefde. Mag ons ook so as mens, nietige mens, wil ons vanaand kom om aan U te bring die eer en die aanbidding. Ons wil vanaand kom om te sê, Here, U is heilig, U is lofwaardig, daar is niemand soos U nie. Word verheerlik vanaand, ons wil ook sommer vanaand dankie sê dat ons ook hierdie nuwe week wat voor lê, by U voete kan kom neerlê, en bid dat U hierdie week sal seën, en dat U vooruit sal gaan, en hierdie boetans is wat vanaand ingeskakel is, hulle paaie ook gelyk maak. Dankie dat ek, Here, saam met hulle kan bid vir hulle seuns en hulle dogters, hulle kleinkinders en hulle werk en hulle gesondheid, vir hulle verhoudings en vir hulle huwelike, vir hulle ouers. Dankie vanaand, Here, dat ons vanaand vir mekaar kan bid. Dankie vir hier waar berge voor baie mense lê van ongemak en onbekende maand, onbekende week, onbekende situasie. Here, dankie dat U vanaand in die oomblik is. U was daar by my môre. U is in beheer van alles. En daarom eer ons U vanaand. En ons sê dankie vanaand vir genade, en ons sê dankie vanaand vir liefde, wat ons nie verdien nie. Ons eer U vanaand. Amen. Nou ja, oor baie jare, jy weet, se berading, en jy weet wat jy in jou studeerkamer sit, en jy weet met mense gesels, en baie keer by mense aan huis kom, en baie, ek meen, my bediening tans is aanlyn, en natuurlik weet julle, ek is ook die CEO by die Bybelgenootskap, jy weet, en so ek beweeg ook oralste, en jy praat met soveel mense, jy deel met soveel mense, en jy hoor soveel stories, maar dit is so belangrik om te weet, dat as jy as mens en jouself nie gelukkig is nie, dan is alles om jou in 'n ongemak en irritasie, en hoeveel meer in ook ons huwelike en in verhoudings. En ek wil juis vanaand so 'n bietjie daaroor uitbrei, en mag vanaand ook vir jou hierdie kort boodskapie ook dalk vanaand daai berge wat voor jou is, en daai donker wolk wat oor jou hang, daar deurbraak kom in Jesus se naam. Want jy weet, ek praat van ons lewe in 'n kitswêreld, en alles kan teruggegee, alles kan omgeruil word. En as dit nie vir my werk nie, dan koop ek net sommer iets anders te opgegradeer word. Die een week verklaar mans en vrouens en paartjies hulle onsterflike liefde aan mekaar, en dan die volgende week skei hulle. Ek het mense al getrou, dat nog voor ek die jy weet, sertifikaat moet uitgereik word by binnelandse sake, en dan het ek al oproep gehad, hoor ek kan dit nie terugtrek nie, ons het besef, ons hoort nie saam, ons wil skei. Jy weet, koop iets vandag, en dan gee jy dit môre weer terug, as dit nie is waarvan jy gehou het nie, as dit nie vir jou werk nie. So ons altyd daai policy, 'n 14 dae policy of iets. As jy ontevrede is oor die diens wat jy kry by 'n plek, dan kanselleer jy bloot daai kontrak. En so maklik is dit in hierdie tyd wat ons in lewe. En ons leef in 'n kits-era waar ons ons vleeslike drange en begeertes dadelik bevredig moet word. Want dit gaan, en dit is ongelukkig vir my so hartseer. In hierdie humanistiese tyd wat ons in lewe, jy weet, is mense so vol van hulle self. Dit is my hartseer om te sien dat jy na mense kyk en jy luister na mense, dan alles draai net om hom of om haar. En dit gaan oor hulle vleeslike drange en jy weet, hulle begeertes wat jy weet, bevredig moet word. Almal het immers die reg om gelukkig te wees. Of wat sal jy sê vanaand?
En ek glo dat dit is ook waar God by jou en my kom stil staan. Hy is ons geluk. En as ek en jy vanaand dalk maar net so bietjie kan gaan luister vir oggend se boodskap. Ek nooi jou uit. Vanoggend was een van daai boodskappe wat vir 'n baie lange rukkie binne in my gebroei het. En ek het vanoggend dit ook gesê in die boek wat ek besig is om te skryf, raak ek baie van dit aan wat ek vanoggend oor gesels het. Oor die eienskappe van God se hart. Praat van verhoudings en huwelike. Jy weet, en kom ons kyk net vir 'n oomblik na jou verhouding met jou man en jou vrou. Praat van kits, alles is kits. Wil ek vir jou sê, jy het 'n heilige belofte voor God afgelê. Het hierdie ingesteldheid van kits oplossings ons huweliksverbond kom steel. Die tyd wat ons in lewe, dat ons in ons verhoudings sommer net so maklik kan opgee. Het ons as kinders van die Here iewers gelyk begin word aan hierdie wêreld. Besef dan weer in hierdie oomblik dat ons 'n heilige belofte voor 'n heilige God afgelê het. En as jy wat in 'n verhouding is en ek sluit ons almal in. Hoor vanaand. Moenie daai hart van die maatjie wat by jou is, maar net so vanselfsprekend aanvaar. Ons het met groot oortuiging beloof dat ons deur dik en dun, deur siekte en in dood, deur goeie en in slegte tye by mekaar sal staan. En ek dink baie keer hoor ons dit, ons hoor dit, maar ons reageer nie altyd daarop nie. En mag vanaand ook, jy weet, dalk net 'n bietjie hierdie stof, jy weet, afgevee word. En jy vanaand hoor, maar net wat die Here vir jou en my sê. Natuurlik is daar uitsonderings. Wanneer 'n vrou elke aand in 'n vergryste hoopie geslaan word, of as kinders in 'n huis, jy weet, groot word waar die pa elke aand, jy weet, net dronk is en almal slaan en verskreeu en sleg sê en hulle verniel. Is dit 'n huis? Is dit God se plan, Boeta? Is dit hoekom jy haar getrou het om op haar te trap, om haar te breek? Maar vandag se kwessie vanaand, terwyl ek met jou praat, gaan eerder oor die toestand van ons huweliksharte, die toestand van ons verhoudingsharte. Mense wat dinge kwytraak soos, ons het mekaar styf, ons het mekaar ontgroei. Ek voel niks meer vir hierdie man nie, ek voel niks meer vir hierdie vrou nie. Ons beklei te veel, ons het uit mekaar uitgegroei. 'n Verhouding, 'n huwelik, in 2025, verg baie harde werk. Ek hoop jy hoor wat ek vanaand vir jou sê. Die beste deel kom dikwels na die slegste deel van getroud wees. Niemand is elke dag verlief en in die wolke oor mekaar nie. Dit is veronderstel eintlik om so te wees. Daai verliefdheid moet net nooit eintlik opdroog nie. Natuurlik beleef huwelike en verhoudings moeilike tye van moedeloosheid
keelvol, jy weet, keelvolheid en doodsheid en krapperigheid. En die beste werk, en ek hoop jy hoor vanaand wat ek vir jou sê, die beste werk egter daardeur en bereik met 'n tyd 'n plek van vrede, tevredenheid en heiligheid. Ons moet mekaar kan geniet. Ons het mekaar en ons moet die beste geniet en hê saam met mekaar. Nou baie sal met my saamstem nie, maar 'n verhouding, hier wil ek vra werk. Wat jy insit, is wat jy gaan uitkry. Geluk en eenheid. En hoor wat ek vanaand sê, ek raak iets aan en hoekom ek dit sê is dit, ons is nou in die middel van die jaar. Ons is in Junie, kan nie dit glo. En mense is moeg en daar's meer druk op mense en mense verlang na 'n bietjie breek en daar's druk by die werk en raai wat gebeur, mense kom by die huis en dan plaas om by mamma te kom sit en te ontlaai, kom haal jy dit op haar uit, kom haal dit op hom uit. Jy weet, geluk en eenheid is nie iets wat jy op jou troudag sommer maar net persent kry nie. Dis iets waaraan jy moet werk. Dit is 'n werkwoord. En as ek sê 'n werkwoord, dan sê ek altyd wanneer ek paartjies bevestig in die huwelik, dis 'n doenwoord. Ja, ons het almal maar skuld in baie van hierdie. Fokus op die klein dingetjies. Baie verhoudings en baie huwelike vou as gevolg van groot dinge wat verkeerd loop. Ja. Maar huwelike wat regtig werk. Verhoudings wat regtig werk omdat albei die klein dingetjies reg doen. En ons is, jy weet, ek sê getroud nie, maar in verhouding gewys kan ons baie keer die fout maak om aan die klein goedjies nie aandag te gee nie. En daai klein goedjies word naderhand te jakkels en daai ding kom byt en naderhand word dit iets groots. Werk omdat albei, jy weet, dit werk wanneer albei kom om te sê ek kies jou. Ek kies jou weer en weer. En hierdie dingetjies kies ons om saam hier deur te kom en saam hier aan te werk vanaand. En vanaand as jy wil, stuur dit vir jou man, stuur dit vir jou vrou, tag haar of hom, stuur dit vir jou vriend of jou vriendin. Kom ons maak 'n keuse. Jy weet, paartjies skei dikwels as gevolg van emosionele onvolwassenheid. Paartjies breek op, verhoudings hou nie as gevolg van daai emosionele onvolwassenheid. Ons moet emosioneel, ek wil vanaand sê, voor jy in die huwelik gaan, wees emosioneel gesond. Vind mekaar op die emosionele vlak. Werk deur dinge. Moenie dink dat ons gaan dit later, jy weet, en jy wat nou verloof is, of jy wat nou in 'n verhouding is, moenie dink dat ons gaan dit eendag uitsorteer as ons getroud is nie. Hierdie goed gaan net eendag sommer verdwyn as daar 'n ring aan my vinger is. Nee. Ek wil vanaand vir julle sê, hierdie is 'n konstante wat ek en jy moet werk. Daar's nie 'n kits oplossing hiervoor nie. Ons moet hierdie goed hanteer. Ons moet dit nie net onder die mat invee en dink en ek dink soveel keer aan tye wat ek in my spreekkamer gesit het en ek doen glad nie eintlik jy weet, berading nie. Ek omrede, jy weet, ek maar net op die aanlyn bediening fokus op hierdie stadium. Maar baie keer dan luister ek na hierdie uitspraak van iemand se hart wat sê, jy weet die woorde wat sê, ek het gedink, jy weet, dinge sal beter gaan as ons getroud is. Ek het gedink, ek gaan hom verander. Ek het gedink, sy sal verander met die tydstip. Daai onvolwassenheid volg in emosies. Ons moet daai emmertjies, jy weet, my emosionele emmertjie,
Ek kan self volmaak. Ek kan self groei en ek moet self gesond kan wees. Hoe kan ek wat stikkend is, wil iemand, jy weet, bedien met liefde, wat gesond is? Ek gaan haar seermaak, ek gaan hom seermaak, ons gaan mekaar seermaak. En die hartseer is twee mense wat emosioneel nie gesond is nie. Amper sê ek nou, verskriklike woord, dis 'n disaster. As ons hier wil ingaan, moet ons gesond wees. Ons moet seker maak, en as jy in 'n verhouding is, en dit gaan nie goed nie, kom by daai plek om vir mekaar te sê, weet, ons gaan nie opgee, ons gaan nie aan werk, en ons gaan hier deurwerk. Ek kies jou oor en oor, ek kies jou weer. En as ek dit sê, dan praat ek uit ondervinding van wat ek sien, dat mense kan skei as gevolg van emosionele onvolwassenheid. En weet jy wat het ek ook gesien? Daai geestelike trots of eie geregtigheid. Jy weet, ek kyk of ek hierdie fight kan wen in hierdie verhouding. Het gaan met ek is reg. Ek wil jou wys ek is reg. En ek sal alles in my vermoë doen om hier bo uit te kom ten koste van mense en eintlik maak ons mekaar seer. Eintlik bou ons 'n muur tussen mekaar. Of wat ek sien is hulle onvermoë om te kan vergewe. Haar onvermoë om te kan vergewe. Onvergewensgesindheid. Dis 'n bitter pil daai. Ek wil net hierdie enetjie net probeer, hier is nou weer so 'n scammertjie, sorry julle. Net vir hierdie persoon hier so, net verskoon my, nou, ek dink nie my opvangs is lekker nie. Daai vergifnis, vergewe mekaar. Ons moet nie hierdie klein, kan ek die woordjie gebruik, ysbergies, in ons verhoudings en in ons huwelikswaters onderskat nie. 'n Ysberg het die Titanic laat sink omdat die bewakers die grootte van daai ysberg onderskat het. Dit was nie net 'n skip wat gesink het nie, maar baie mense het hulle lewens verloor. Ons kinders sing dikwels saam as ons huweliksbootjies ondergaan. Ons kinders kry seer in verhoudings as dit nie werk nie. Ons moet seker maak dat as ons kinders intrek, want jong, ek verstaan hoekom baie keer ek met met jong mense werk en hulle toon, en sê ek wil nooit trou nie, troue as 'n huwelik moet wees soos wat my pa en my ma gehad het. Stef, dan wil ek niks, ek wil nie 'n vrou in my lewe hê nie, ek wil nie 'n man in my lewe hê nie. Ek sien met verhoudings, kom die mans in en uit, en vrouens in en uit, en die kinders word dan blootgestel, en die seer, egskeiding, die seer. En as ek nou iets kan sê vir jou, kragtige verhoudings, kragtige huwelike, getuig meermale van moeilike tye wat oorkom moes word. Werkloosheid, die dood van 'n kind, kanker, ontrouheid. Jy kyk dalk vandag nog vas teen die pyn, maar God sien die getuienis, en God sien die redding. En wat vir my altyd so mooi is in verhoudings is wanneer jy weet alles, jy weet net uit mekaar geval het, en iewers in al hierdie het hulle net 'n besluit geneem. Ek gaan vir jou fight, ek gaan vir ons fight. En dan kom hierdie genesing en dan kom hierdie herstel.
En dan besef elkeen, wanneer jy met hulle praat van, ons het mekaar amper verloor. Kan ek ietsie sê, wat jy dalk in hierdie maand in gedagte moet hou? Werk aan die belofte wat jy gemaak het. Werk aan die belofte wat jy gemaak het teenoor hom, teenoor haar, selfs al is jy nog nie getroud nie. Gesê het, ek wil met jou pad stap. Kom ons gee nie op nie. Huwelike sou fantasties gewees en gebly het as almal aanhou doen wat hulle aan die begin van hulle verhoudings gedoen het. Selfs in jou verhouding. Gaan dink 'n slag hoeveel moeite jy voorheen vir jou maat gemaak het en gedoen het. Dink 'n bietjie daaroor. Nie net met jou voorkoms nie. Partykeer as jy na daai troufoto's kyk en jy sien later, jy weet partykeer blaai jy deur iemand se blad en dan, jy weet, dan sien jy 20 jaar later en skrik jy 'n mors dood. Is dit dieselfde man? Jy weet, hy was so fris, Chris, nou lyk hy soos 'n koskas. Jy weet, man, ons moet na onsself kyk. Sissa, jy moet na jouself kyk. Jy's 'n bruid, jy's 'n bruidegom. Ons moet mooi na onsself kyk. Ons moet onsself nie verloor langs die pad nie. Gaan dink 'n slag hoeveel moeite jy gedoen het voorheen aan daai maatjie van jou. Waardeer mekaar. Maar met dingetjies soos jou tyd en komplimente, daai avontuur, daai spesiale oomblikke, daai hartsgesprekke. Hartsgesprekke beteken, jy weet, dit vra ook, ons vir mekaar kyk. Ons is so maklik om, jy weet, daai gesprekke te wil hê op WhatsApp met mekaar, wanneer iemand by die werk is, of iemand, jy weet, as hy nou op 'n kursus is, dan het ek net die vrymoedigheid om vir hom 'n boodskapie te stuur en vir hom te sê, hoor, hierdie pla my, as jy huis toe kom, wil ek jy moet nou, jy weet, hierna kyk. Maar, jy weet, sit voor mekaar. Die beste is om dit so te hanteer. Hierdie een man het, jy weet, weermag toe gegaan. En sy vrou, sy geliefde ou vroutjie het hom afgesê daar by die stasie en hy het vir haar gesê, ek sal altyd vir jou briefies stuur. En op die einde van die dag toe, jy weet, toe besluit hy, toe sy tyd verby is, en nou stuur hy net die hele tyd vir, hoe gaan dit met jou, ek mis jou verskriklik, en, ag nee, ek het nou pas gekry, maar, jy weet, ek gaan nie hierdie maand huis toe kom nie, jy weet, ek dink ek gaan maar inbly, ander tye, en dan kom die posman, en dan kom laai die pos af by haar huis, en dan lees hy die brief by die posbus, en dan huil sy, en so staan hy maar met haar gesels, en hy gee maar vir haar raad, en sê, ja, is maar moeilike tye, en is nou maar oorlog tye, en sy sê, ja, maar hy kan mos ook huis toe kom, hoekom moet hy nou na sy vriende toe gaan, en so het hy toe nou op 'n stadium vir haar gesê, nee, ek het nou klaar gemaak met my tyd, maar ek het nou weer sommer aangemeld, en so stuur hy maar vir die liefdesbriewe, en ou dingetjies waar hy verlang en alles, maar hy kom nie by haar uit nie. En so is die ou posman die hele tyd daar besig om haar maar te troos. Toe na 2 jaar en 'n paar maande toe besluit hy om huis toe te kom. En toe hy daar by die huis aankom, raai, wie maak die deur oop? Die posman. Nou, jy weet, ons moet pas op. Jy weet, ons moet pas op, ons moet oppas, ons besef nie wat ons het tot ons dit verloor nie. Daai hartsgesprekke is belangrik. Jy weet, daai avontuur, daai spesiale oomblikkies, al is dit om, jy weet, net op die vloer te gaan sit en daar kersse aan te steek en net 'n bietjie tyd saam te fondue of om net te gaan sit en sê, hoe gaan dit met jou hart? Hoe gaan dit met jou werk? Hoe gaan dit met jou? Ons doen dit net nie. Ek sê hierdie goeters omdat hierdie tyd wat ons in leef is alles so gejaag en
Ons maak tyd vir alles, maar ons verhoudings, jy weet, word agterweeg gelaat. En ons besef nie, my maatjie het nodig om dit te hoor nie. Dalk sê jy vanaand, ek het nodig om te hoor. En ons moet dit dalk maar vir mekaar sê. Dalk is jy een van die vroue of een van die mans wat dalk van jou prioriteite in orde moet kry. En ons plaas ons kinders te maklik voor ons huweliksmaats in die ry. En ek sê nie as fout dat jou kinders in die senter moet wees nie. Maar weet jy, kinders, en as jy geskei is, kan die paartjies, pa teen die ma teen die pa afspeel. En mens moet versigtig wees. Ja, dit is sy ma, dit is sy pa. Maar hulle weet ook hoe om, jy weet, dinge te manipuleer. Ek gaan nou iets sê, en jy gaan dalk nie met my saamstem nie. Ek het in die laaste paar jaar met baie geskeide paartjies gesit wat, as ek op die kantlyn kon sit, dan het ek gesien, wow, hierdie is nou a match out of heaven. Maar dan het die vrou toegelaat dat haar kinders vir haar besluit en vir haar sê, hierdie is nie die regte man nie. Of vir die pa. En baie keer dan plaas ons eerder, want onthou nou een ding. Hulle is in die nou oomblik. En dit is so. My kinders, toe ek geskei het, is hulle senter. Maar jy moet nog steeds spasie vir jouself as vrou en as man ook maak. En ons moet sensitief wees, dat ons kinders ons nie manipuleer nie. Hulle kan. En hulle mag, en hulle wil, en hulle voel emosioneel, en dan voel jy as vrou, jy's man, ag, kyk deur wat my kinders nou gaan. Hulle het nie gevra vir hierdie egskeiding nie. Hulle het nie gevra vir hierdie seer nie. En dan compromise ons, ten koste van onsself as vrouens, ten koste van onsself as mans. En raai wat gebeur? Na 'n paar jaar is hulle klaar met skool. En dan gat hulle aan met hulle lewens. En dan het jy dalk moontlik die vrou of die man in jou lewe verloor. Moenie toelaat dat jou kinders vir jou besluite neem nie. Ek praat vanaand sommer maar net so uit my hart. Ek weet nie hoe sê ek al hierdie goed nie, maar ek dink maar is omdat ek baie keer maar na mense luister en dan sê ek vir hulle part frustreer. En ek sien baie keer, maar julle is besig om mekaar, jy weet, te verloor deur klein dingetjies. En dis hoekom ek net nou gesê het dat hierdie klein goedjies baie keer, soos jy daarna kyk, kan dit alles, jy weet, omvergooi. Ek en jy moet ons prioriteite in ons lewens reg kry teenoor ons self en teenoor haar en teenoor hom. Jy sit verskuldig. En ons plaas baie keer, jy weet, ander, jy weet ook voor onsself. En hoor nou as ek dit sê. Jy wil almal altyd gelukkig hou. Was jy gelukkig? Wat baie belangrik is ook, het ons mekaar van God af gebid. Is dit God se plan? Is dit God se doel? En dalk moet ons iewers op 'n plek kom om regheid en eerlik ook vir mekaar te sê, dan kom ons by mekaar. Dalk wil God ons magtig en kragtig gebruik om op die markplein vir God 'n groot slag te slaan, dat siele tot bekering kan kom. Ons verskoningkies, en daar's so baie,
En ek wil vanaand sê, die kinders is nog so klein en ons het hulle net 'n kort rukkie onder ons vlekkies. Jy's reg, maar jy moet versigtig wees. Jy ontdek dalk eendag jy het net 'n leë nes en 'n leë verhouding en 'n leë huwelik. Sit 'n slag jou foon neer en tel jou huwelik op. Deel van hierdie probleem vandag is dat ons te veel weet wat in ander mense se lewens aangaan en in ander mense se lewens gebeur via Facebook, via WhatsApp en Instagram en ander sosiale platforms, maar te min van ons eie vrouens, te min van ons eie mans. Ons weet wat in Piet en Sannetjie daar in 3de Laan se huis aangaan. Terwyl sy in die bed lê met 'n verwagting, weet jy wat, as jy net daai tyd wat jy en energie aan Piet se dinge spandeer, eerder dan ons kan spandeer. Nou, wat sê ek vanaand vir jou? Ons moet versigtig wees dat hierdie sosiale platforms nie op die einde van die dag, ek het meer 'n verhouding met my sekretaresse op WhatsApp as met my eie vrou, met my man. Pas op. Pas op dat jy nie te veel aandag aan iemand anders te gee. Wat sê ek vanaand? Bietjie tyd, sit sommer kom by 'n plek en sê ons kom ooreen dat hierdie tyd sit ons die TV af, hierdie tyd sit ons en ons kuier saam. Ons moet ons kinders ook so leer. Ek sê dit vanaand omrede ek al reeds gesê, die tema van vanaand is, ons lewe in 'n kitswêreld en ons kan so maklik opgee, ons kan so maklik, hoekom kan ons nie net so maklik optree vir mekaar nie? Maak hierdie belofte. Vandag kies ek om meer as 'n verhouding te hê. Vandag kies ek om meer as net 'n huwelik te hê. Ek kies om 'n verbond te hê. 'n heilige een wat nie gekanselleer kan word nie. Wat nie vasgevang is in die kitswêreld van vandag nie. Ek kies die harde werk, sodat my kinders ook eendag 'n veilige hawe sal by aankom. Ek kies 'n getuienis bo my eie geluk en 'n verbond wat my nageslag ook sal inspireer. Kom ons wees verantwoordelik en ons staan op om te sê ek gaan daai posisie inneem. Ek gaan kies om in hierdie week waar ons so maklik 'n pakket kan beëindig en so maklik kan, jy weet, ek het so rukkie terug kos bestel op Uber en toe hulle my goed bring, toe seker goed nie daar binne nie. Ek het dadelik op die app gegaan en gesê daar sou 'n koeldrank by gewees het en binne sekondes is die R29 teruggeskryf vir my rekening. Dis alles is maklik. Maar hierdie man en hierdie vrou, hierdie tyd wat ons het, moet ons kwaliteit tyd saam spandeer. Koester mekaar, geniet mekaar, beleef en ervaar die mooi terwyl ons nog mekaar het. Kom ons kies om, as daar swaar tye kom, dat ons eerder dalk nie dadelik gaan optree nie, maar 'n bietjie gaan wag en gaan bid en ons bid mekaar van God af. Ons maak mekaar toe in gebed en ons is geneig om daai gedeelte, jy weet, te verloor. Lien sê daarso, hande vat en te bid. Ek glo vanaand het
jy iets gehoor wat dalk jy na kan kyk en ek glo en vertrou saam met jou op dat in jou besige program jy vanaand gehoor het dalk om bietjie meer tyd vir mekaar te maak. Jy's kosbaar. En onthou een ding, hy het jou gekies. Sy het jou gekies. Pas mekaar op. Vra hulle wat vanaand ingeskakel is. En ek sien daar's heel wat sê ek het my man of ek het my vrou aan die dood afgestaan en ek mis hom of haar verskriklik baie. En terwyl jy dit het, koester dit. Terwyl ons mekaar het, kom ons koester. Kom ons pas mekaar se harte op. Kom ons pas mekaar se harte op. Here, vanaand wil ek dankie sê, as ek na vanoggend se diens terugdink oor u hart, is 'n hart van verhouding. God se hart is 'n hart van verhouding. En vanaand, Here, mis ons baie keer mekaar se harte. En ook, Here, u hart vir ons verhouding, vir ons huwelik, ook vir ons huisgesin. Ek bid vanaand die seën van die Here uit oor jou gesin, oor jou verhouding en oor jou huwelik. Mag julle stap in hierdie week in die nabyheid van mekaar se liefde en die intiemheid beleef en ervaar weer. Here, dankie vir my net 'n voorreg om te kon net stil word en hoor wat u woord ook vir ons sê. En ons bely ook vanaand dat ons mekaar se harte mis en baie keer die oomblik mis. Maar vanaand gee ons ag en vanaand spreek jy deur die Heilige Gees tot ons. En vanaand het ons gehoor en vanaand, Here, neem ons op daai verantwoordelikheid. En my man wees, en my vrou wees, dat hy liefdesband niks dit sal breek nie. Dankie dat ons in 'n liefdesverhouding met u kan staan en ook so met mekaar. Ek bid vir jou hierdie week vir jou deurbraak, bid vir jou genesing, herstel en vir jou wat moontlik bid vir werk en 'n siektetoestand vir genesing. Kennis het 'n pa verloor gisteraand skielik aan die dood. En ons bid ook vir hulle se gesin. Dat die Here hulle omvou en so ook verander. Waar jy vanaand 'n gebedsversoek het, ek bid saam met jou vir daai deurbraak en daai genesing in Jesus se naam. Here, dankie dat ek elkeen wat inskakel by hierdie aanlyn kerk kan toemaak in u beloftes en in u wil en u beskerming. Mag elkeen wat deel is van hierdie aanlyn kerk stap in oorwinning en deurbraak. Mag hy en sy ervaar, Here, genade op genade op genade. My gebed in Jesus se naam. Amen. Baie blessings vir julle. Kyk uit om môre aand saam met julle te kuier tussen 8 en 9 op TikTok en op Facebook en natuurlik het my boodskap, het ek gesien, hulle het my nommer oral geplaas. Nou dis my WhatsApp nommer, as jy graag wil op ons WhatsApp groep kom, waar ek vanaand se boodskap in 'n PDF formaat, in 'n boodskapvorm ook plaas, dat jy kan aftrek en jy kan dit deurlees. Ons kan as 'n huwelikspaartjie of as in ons verhouding daarna kyk en daar deurwerk. Lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en goedheid en guns en 'n rustige nagrus. Kyk uit om môre aand saam met julle te kuier. En ek wil jou uitnooi as jy op my blaai gaan en jy sien kort boodskapies. Ek deel hierdie kort boodskapies eenvoudig omdat
Ek voel dat dit nodig is dat mense daar buitekant, jy weet, in nood, het iemand net daai woord nodig. Share dit, tag iemand. Môreoggend 6:00 het ek 'n spesiale Psalm 23 wat ek geplaas het, wat môreoggend 6:00, jy weet, op 'n sosiale platform sal wees. En ek wil jou uitnooi. Stuur dit vir iemand wat moeg en oorlaai is. Iemand wat net nie meer kan sien. En ons bid en ek bid saam. Ook so vir daai deurbraak in Jesus se naam. Goedheid en guns sien julle môre aand. God bless.